Ons thema vanmôre is verteenwoordig jy Christus met jou lewe. En ek wil hê jy moet saam met my lees in 1 Petrus 4 vers 11 en hierdie hele Petrus 4 kan jy gerus by die huis bietjie gaan bestudeer. Dit is 'n amazing hoofstuk. Maar ek wil net vir ons lees uit vers 11 en hy sê as iemand spreek, luister mooi wat sê die woord, as iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. En dan sê die skrif amen. Wie weet vanmôre wanneer die woord van God sê amen. Amen beteken ek beaam, dit is so. En dis wat Christus hierso doen. En hy sê, as iemand spreek, laat hom spreek met die woorde van God. As iemand dien, laat hom dien met God se salwing, met God se krag deur Jesus Christus. En dis presies wat God van ons as 'n gelowiges verwag is, dat wanneer jy met iemand praat, moet jy praat met die liefde van God. Jy moet praat met die gesag van God. Dis waarvoor ons hier is, kerk. Ons is hier omdat ons verteenwoordigers behoort te wees van ons Skepper, van Jesus Christus. En ek wil begin deur aan u vanmôre te sê, is dat God verwag hierdie van ons. God verwag van jou dat jou lewe hom verteenwoordig. Hoekom is dit belangrik dat ons Christus behoort te verteenwoordig in ons lewens? Omdat ons nie van hierdie wêreld is. Ja, ons is in hierdie wêreld. Maar jy as 'n kind van God is nie van hierdie wêreld nie, kerk. Ons moet dit mooi verstaan. As jy sê jy's 'n kind van God, behoort jou lewe Christus te verteenwoordig. In elke aspek van jou lewe. Inteendeel is ek nie veronderstel om rond te loop en vir almal te sê ek is 'n kind van die Here nie. Nee. Almal daar buite behoort te sien ek is 'n kind van God. Want as iemand van buite af dit kan sien, beteken dit alles wat ek doen ek in die verteenwoordiging van Jesus Christus. Met ander woorde, ek verteenwoordig Jesus Christus. En ek weet, ons almal sukkel daarmee. Dis nie altyd maklik nie. Want jy 'n kind van God is, mag jy nie en kan jy nie soos die wêreld optree. Jy is 'n kind van God. Dit behoort so te wees. Johannes 17 vers 16 tot 26 wil ek graag vir u lees. My begin deur te sê, hulle is nie van die wêreld nie. Net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in die waarheid, die woord is die waarheid. Soos u my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. En ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Dat almal een mag wees, net soos u, Vader, in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo, dat u my gestuur het. En ek het hulle die heerlikheid gegee, wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle, en u in my. Wow, is dit nie amazing? Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet, dat u my gestuur het, en hulle lief gehad het, net soos u my lief gehad het. Vader, ek wil, dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou, wat u my gegee het, omdat u my lief gehad het, voor die grondlegging van die wêreld. Regverdige Vader, al het die wêreld u geken nie,
tog het ek u geken. En hulle hier het erken dat u my gestuur het. En ek het u naam aan hulle bekend gemaak en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee u my lief gehad het, in hulle kan wees en ek in hulle. Om Christus te verteenwoordig, beteken dat ons in alles wat ons doen, alles wat ons dink, alles wat ons sê, behoort God te verheerlik. Sodat wanneer die wêreld na ons kyk, hulle vir Christus in ons sal sien en glo dat hy gestuur was. Dit beteken alles. Kerk, nie net op 'n Sondag, wanneer jy in 'n plek van aanbidding instap. Elke gebied in jou lewe behoort Christus te verteenwoordig. Daar's nog te veel mense wat dink Jesus het reeds die prys betaal, so nou kan ek maar maak en breek soos wat ek wil. Ek kan maar my lewe lei soos wat ek wil, ek kan gaan waar ek wil, ek kan sê wat ek wil, ek kan doen wat ek wil. Dis 'n leuen wat die vyand vir jou vertel. Is dit dan so moeilik om te verstaan? Of eerder, is dit dan so moeilik om te commit tot 'n leefwyse wat Christus verteenwoordig? Hoekom as dit kom by die Here, dan is alles altyd soveel moeite vir die mens? Of ons speel maar net dom, wat ons verstaan, kwansies nie wat die Here van ons verwag. Ek het dit al soveel keer genoem. Kom ons kyk maar net na die natuur hier buite, en jy sal sien wat God van jou as mens ook verwag. En as jy nou hier sit vanmôre en sê, maar hoe verteenwoordig ek Christus? Wil ek vir u sê, jy weet presies wat jy behoort te doen om Christus te verteenwoordig. Jy weet wat God van jou verwag. En as jy nie weet nie, moet jy nou 'n bietjie minder op Facebook spandeer, bietjie minder op TikTok, en bietjie minder op Instagram, of wat is hierdie ander ding, bietjie meer die woord van God spandeer. Dan sal jy presies weet wat God van jou as kind van God verwag. Dis wat die Here, dis waarvoor God vir ons die woord gegee het, sodat ons kan weet wat God van ons verwag. Ons sit met allerlei tipe apps op ons fone. Ek is seker as ek nou vir iemand kan vra wat sê die weerbare, dan begryp jy daai Samsung met 'n krag en jy's op daai app 1 2 3. As ek vir jou vra vanmôre, wat sê 1 Petrus 4 vers 11? Dan sê jy vir my, so vanaand moet gaan kyk, ek weet nie waar's my Bybel nie, hy lê daar iewers. En dit is wat ons doen. En jy moet mooi verstaan, kerk, ons het vanoggend hier voorgestaan en gepraat oor tyd. Het jy al agtergekom dat tyd jou grootste vyand is? Dink 'n bietjie daaraan. Ons het vanoggend daaroor gepraat. Ek het laas jaar 1 keer my karavaan gesleep vir die hele jaar. Daar's nie tyd nie. Daar's nie tyd nie. Ek het 'n motorfiets wat in die storage staan, wat sy battery al afgeloop het. Ja, nou gaan ons vir mekaar sê, ja, maar jy maak nie tyd. Het jy al agtergekom hoe vinnig hier sekondewyser nou begin loop? Dit is asof die tyd al hoe meer en al hoe vinniger. Maar wat sê die woord van God vir ons? Nader ons kom aan die einde van die tyd, sal die tyd al hoe vinniger begin uitloop. Dit is presies hoekom hierdie woord vanmôre kerk tot elke een van ons behoort in te sink. Want ek wil vanmôre vir u sê, ek wil u vermaan vanmôre, asseblief, hoor my hart vanmôre, die tyd vir kerk speel is verby. Die tyd om in te stap in 'n kerk en onveranderd uit te stap en net aan te gaan met jou lewe, asof jy nie 'n lewe hierna het nie. Pas op! Pas op! Dis tyd om nou wakker te word. Wens partymal ek kan na iemand toe stap en hom net so skik en sê, hey,
Wake up and smell the daisies. Want die woord van God het profesies in en bitter baie van hulle is besig om tot vervulling te kom. En in hierdie tyd, kerk, as jy net 'n bietjie rond jou, net om jou kyk, sal jy sien en verstaan hoekom ek vanmôre vir u so sê. Het ons vergeet dat die woord sê, wat jy saai, is wat jy sal maai. Met ander woorde, wat jy insit, sal jy uitkyk. Maar ons hou onsself besig met alles wat nutteloos is. Alles dinge van die wêreld, terwyl ons nie van hierdie wêreld is nie. Dis nie te sê, omdat jy in hierdie wêreld is, jy moet van hierdie wêreld wees. Meen jy met die seels en die varke sal vir jou opvreet. Ek gee nie om wat Marula Media sê nie. Ek gee nie om wat die weervoorspellers sê nie. Ek gee af op wat my koning van die konings in sy woord opgeskryf het. Ek sal nie vergeet nie, 'n paar jaar terug, toe word daar gevoorspel dat hierdie een van die droogste jare sal wees, sedert, ek dink hulle het gesê, 19 iets in die 60. Ek kan nie onthou hoeveel jaar terug is dit nie. En ek het die volgende woorde gesê, ek het gesê, man, my God is die een wat beskik oor die reën. Nie 'n ou wat die weer lees, of dink hy kan die weer lees nie. Ja, hulle is geleerd en hy verstaan, hy ken elke wolk sy naam en elke tipe, wat ook al. Maar ek ken 'n God, wat al daai goed gemaak het. En daai jaar, daai reënseisoen, het die Here vir die mens gewys, dat ek is God. En die weervoorspellers was totaal en al verkeerd. Dit was die grootste reënval gewees in seker 20 jaar. Wat voorspel was, dat daar geen reën gaan wees. Daarom kan ek vir u sê vanmôre, ja, dit is goed en dit is lekker om al hierdie dinge te hê, en al hierdie apps te hê. Maar hierdie is die belangrikste app wat jy behoort te hê in jou lewe. En dis die woord van God. As jy meer tyd met die woord van die Here spandeer, gaan jou lewe totaal en al verander. Want ons raak vasgevange met al hierdie negatiewe gemors. Met die dinge wat gebeur as gevolg van politikuste. Hierdie president en daardie president, hoe jylle Amerika gee nou nie meer vir Suid-Afrika finansiële enige bydra nie. Die BTW gaan op met 0,5% en alles word net duurder. Suid-Afrika is in die junk status en ek sien geen toekoms meer vir my en my kinders nie. Kan ek hier vanmôre sê dat this is a sinking ship. Die wêreld is a sinking ship. En jy kan vir hom pek soveel as wat jy wil. Sink gaan hy sink. Because its destiny is to sink. Jy kan maak net wat jy wil. Die wêreld sal ten gronde gaan. Dit is hoekom ons moet ophou om vashou en te veel tyd spandeer aan hierdie dinge van die wêreld. Daarom sê die woord van God, moenie vir jou skatte hier by mekaar maak nie. Maak eerder vir jou skatte in die hemel by mekaar. Want kerk, daar kom 'n dag wat ons hierdie tempel hier gaan ons verlaat. Hierdie ou velletjie gaan agterbly. En hoe jy jou lewe hier gelei het op aarde, gaan maak dat jy jou oog oopmaak in die doderyk of in die paradys. Kan ek vir u sê vanmôre, as jy daar is, is jy daar. As daar 'n kerk is wat vir jou sê, die hoofpriester gaan in met die seël van die doderyk om iemand uit die hel uit te gaan haal, wil ek vir jou sê, lieg. Want die woord sê, daar's een wat met daai seël sit en dis Jesus Christus. En Jesus mag verseker nie sy sleutel vir 'n hoofpriester gee, maar hy gee hom nie vir my nie. Want ek dien 'n regverdige God. Dis valse lering. Niks anders as dit. Ons raak so vasgevange met alles wat om ons gebeur. My. Die beloftes van God is belangriker as wat Marula Media sê.
As jy heel dag met hierdie negatiewe gemors rondloop en vir almal vertel, wat sê hierdie ou en wat sê daardie ou? Dink jy jou lewe verteenwoordig Christus? Nee, jy verteenwoordig Marula Media. Nie Jesus Christus. Donald Trump bestuur die weg en die waarheid nie. Jesus Christus is. En as God vir Trump gebruik om Suid-Afrika se regerende partye les te leer, good, thank you Jesus. Hy is nie die weg of die waarheid nie. Jesus is. Moet om hemelsnaam nie, dat hierdie dinge beheer vat van jou lewe. Want dis nie hoe mens Christus verteenwoordig. Vertel my eerder van Jesus. Vertel my eerder hoe die Here jou deure gedraai het hierdie week. Hoe die Here voorsien het in al jou behoeftes en jou gebede verhoor het. En nou vir my vertel, het jy gesien wat het nou hier gebeur in die parlement? Het jy gesien, dis hierdie en daai en daai en daai. Ek sien geen toekoms nie, man. Jou toekoms is daar bo. Nie hier nie. Hou op om my te vertel hoe verdoemd, dis 'n klomp doemprofete, wat heeldag so rondloop en al hierdie snerp in al ons koppe wil inpraat. Kan ek vir julle vanmôre sê, ek, Chris Joubert, gee nie om wat in hierdie wêreld gebeur. Ek gee nie om of daar wat gebeur. Want die dood moet op die uiteinde vir jou 'n wins wees. Hou op bekommerd wees oor wat hier gaan gebeur. What will be, kerk. Maak seker dat jy geanker is in die rots Jesus Christus. Dat wanneer dit gebeur, jy weet waar jy jou oë gaan oopmaak. Dis die belangrikste. Ek gee nie om wat wie sê. Ek vlug ook nie uit Suid-Afrika uit nie. Ek is hier gebore en ek sal hier doodgaan as die Here my nie kom haal voor daai tyd. Hou vas aan wat God vir jou sê. As ons maar net kan vashou aan hierdie woord en kan glo in hierdie woord, soos wat ons glo aan al hierdie doemprofete wat rondloop en vir jou vertel, hoe swaar gaan ons nou kry, en hoe duur gaan die brandstof nou raak, en hoe duur gaan brood raak. Ag, my goodness, nou eet net 'n bietjie minder brood. En as jy R100 se petrol ingooi, 1994 was R100 se petrol nog steeds R100 se petrol. Bly net R100 ingooi. En ry 'n bietjie minder. Maar kom ons raak bietjie positief en begin bietjie ophou kyk en alles wat om ons aangaan en onsself in 'n hoekie laat sit en ag nee man. Dis nie hoekom die Here ons hier gesit het nie. Jy as kind van God sê die woord is meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus. Jy het nie nodig om gebukkend te gaan onder al hierdie aardse gemors nie. Want jy verteenwoordig die seun van God. Jy het nie nodig om jouself dood te worry oor wat môre gaan gebeur. Sê die woord nie vir ons dat jy nie eens nodig het om jouself te kommer oor wat jy môre gaan eet of aantrek. Kan ons dit glo vanmôre, kerk? Dit maak nie saak of hierdie aarde vandag uit sy wentelbaan uitgeruk word nie, man. Solank ek weet waar ek gaan as dit gaan gebeur. Dis die belangrikste. Vertel my eerder van Jesus. Vertel my eerder, ek gee nie om wat Marula Media sê of wat die nuus sê nie, ek weet dat my God steeds in beheer is van alles en van my hele lewe. Sê ek vanmôre vir u dat Marula Media versprei volk nuus nie? Ek sê dit nie, maar wat ek wel vir u sê, spandeer meer tyd in die woord van God. Dan gaan hierdie goed jou nie so omkrap. Begin glo wat God se woord sê. Begin weet dat God se woord ja en amen is. Niks van hierdie dinge, niks behoort my as mens op 'n plek te sit in my lewe want ek nie meer van Christus verteenwoordig. Selfs nie is die ou by die werk wat jou die meeste irriteer nie. Hy is allemaal min amens in hierdie kerk.
Nie eens hy behoort jou in 'n plek te sit waar jy nie meer vir Christus verteenwoordig. Selfs nie is die taxi wat voor jou stilhou en so 6 ouens oplaai terwyl jy maar geduldig hier agter hom moet staan en wag. Nie eers die government wat nog geld wil hê, maar hulle kan nie eens die potholes regmaak. Behoort jy op 'n plek te sit waar jy vergeet, ek is 'n verteenwoordiger van Jesus Christus. Niks van hierdie wêreldse dinge kan behoort jou van trek af te gaan. Jy behoort vas te staan in Christus Jesus. Want sy woord sê, hy is in ons en ons is in hom. Kan jy onthou toe jy op skool was? Die skool het sekere reëls gehad, kan jy onthou? Seuns se hare moes kort gesny gewees het. Elke maandag was daar parade getyd en jy het aan 'n lyn gestaan en weet nie nou mag die seuns mos kies of hulle meisies wil wees. In elk geval, maar ja, en in ons lewe toe ons nog kinders was daar nie so iets nie. As jy gehuil het die sommer 'n kopklap gekry vir jou gevra, het ek vir jou dogter keer ook nie gaan aantrek. Maar waarvoor huil jy? Maar in elk geval, in die skool, van skool daar af, nou, jy begin in graad 1 op skool. Daar's nou al voor dit nog skool, maar van graad 1, kom ons praat net van graad 1 tot en met graad 12, ja. En in ons tyd was dit van graad 1 tot en met standaard 10 gewees. Nou, in jou skool was daar sekere reëls gewees. Die seuns mag nie 'n lang haar gehad het, die hare mag nie meer oor geraak het nie. Jou kouse moes altyd opgetrek gewees het, jy moes netjies aan jou hemp moes altyd ingesteek gewees het. Dus ek kom ek die myne insteek vandag. Maar in elk geval, daar was sekere reëls, die meisies se rokke mag nie 2 vingers, hoor as 2 vingers bo die knie gewees het nie, né? Nou is dit 2 vingers onder die lies. Maar kan ek vir jy sê vanmôre, hoekom praat ek oor hierdie dinge, want jy, as leerling van daai skool, was 'n verteenwoordiger van jou skool. En wanneer jy uit die skool se hekke uitgestap het, het jy steeds jou skool verteenwoordig. En laat nou 'n onderwyser verby jou ry in die straat, en hierdie sleep van jou hemp hang hier, en jou een kous is onder en die ander een is bo, dan stop hy by jou. En hy sê, kry jouself reg. Hoekom? Want ek verteenwoordig my skool. Net soos wat ek Jesus verteenwoordig, of Jesus behoort te verteenwoordig. So verteenwoordig ek my skool, wanneer ek daar buite is. Daarom het die skool ons belet, om in sekere plekke in te gaan met jou skoolklere aan. En boetie, laat hulle nou vir jou vang, daar op die hoek staan en rook met jou skoolklere aan. Kyk, dan het jy verjaar. Hoekom? Want jy gee die skool 'n slegte naam. Want jy verteenwoordig jou skool terwyl jy hierdie drag aan het. En dis presies net so by die werk. Man, ek het al die jare gesê, vra jy maar vir Antonie. So ek sal nie vir my ouers maatskappy voertuie koop. Hoekom? Want as ek sien hoe ry die man hierdie kant in die baas, broer, dan word ek sommer nikkerig. Jy verteenwoordig jou maatskappy. Wanneer jy daai uniform aantrek, of daai oorpak aantrek, verteenwoordig jy jou maatskappy. En alles wat jy doen en hoe jy dit doen, word gekoppel aan die naam van hierdie maatskappy. Stem jy saam met my? Alles wat ek en u as kinders van God doen, word gekoppel aan die naam van Jesus Christus. Dis hoekom ek vir hierdie voorbeeld gebruik vanmôre, dat ons gaan verstaan, jy as kind van God, kan nie doen wat jy wil. Jy kan nie ingaan by plekke wat jy wil nie. Jy kan nie op websites lê wat jy wil nie. Wat vir wie verteenwoordig jy wanneer jy dit doen? Jy kan nie vir my sê, ek is 'n kind van God, maar my lewe
verteenwoordig nie Christus nie. Want dis nie hoe dit werk nie. En nie een van ons kan sê, maar ons verstaan nie wat dit is om iets of iemand te verteenwoordig nie, want iewerster het jy iets of iemand in jou lewe verteenwoordig, vandat jy 6 jaar oud is. So jy gaan nie voor Christus gaan staan eendag, en vir hom sê, Here, maar ek het nie verstaan hoe dit is, of wat dit is, dat my lewe U moet verteenwoordig. Want van kinds af, word jy geleer. Kan jy onthou hoe erg dit was in die ou dae, as 'n jong meisie swanger geraak het? Want dit was soos 'n vloek wat op 'n familie geplaas is. Ouma en oupa en almal is kwaad, tot die honde is kwaad. Niemand wil iets meer met daai familie uit te waai het, want hulle word geklas as heeltemal iets anders dan, omdat dit gebeur. Want daai kind verteenwoordig haar ouers. Sy dra die van en die naam van hierdie pa. Van jongs af is ons geleer dat hoe jy aantrek en wat jy doen, bewys dat jy iets en iemand verteenwoordig. Van graad 1 tot en met graad 12 die jy skool verteenwoordig. Na skool het jy jou werk, jou maatskappy begin verteenwoordig. En kan ek vir jy sê vanmorgen, as jou kleredrag van so 'n aard is, dat jy nie weet hoe om te sit sonder dat iets uitsteek nie, verteenwoordig jy ook nie vir Christus. Jy verteenwoordig die wêreld. As jy mense hanteer asof hulle below jou status is, of neerkyk op hulle, verteenwoordig jy Christus? As jy steeds vloek soos 'n matroos, soos 'n ballon te kere gaan, draak misbruik, as jy steeds dinge doen wat hierdie tempel van Christus, van God, beskadig. En of het nou sigarette is, en of het nou is om jouself te ooreet, as dit nie Christus verteenwoordig in die kerk, behoort dit nie deel te wees van jou lewe. So maklik soos dit. Jy moet verstaan, as die wêreld na jou kyk, behoort hulle vir Jesus te sien. Sê ek vanmorgen, as jy sigarette rook, jy gaan hel toe, nee. Dis nie wat ek sê. Sê ek vanmorgen, as jy jouself ooreet, jy gaan hel toe, nee. Dis nie wat ek sê nie. Want ek sê, dink bietjie, wat ook al jy doen, verteenwoordig dit Jesus Christus, ja of nee. Wie van ons sou dit nie as 'n voorreg en 'n eer geag het, om net eenmaal deur daardie gang te kon hardloop met die groen en goud aan. Het jy al gesien, so voor 'n game, as hulle hierdie 4 pyle so opskiet, en hierdie groen en goud, hierdie manne van groen en goud, die springbokke, kom hier deur hierdie gang gehardloop. Party van hulle sit hulle hande so op hulle bors, ander gaan uit, kniel, en gee aan God die eer. Het jy al gedink wat 'n voorreg dit sal wees? Wie van ons sou nie eendag, net eendag, die voorreg wil gehad het, om daai klere te kon aantrek, en deur daai gang te kan hardloop, om die beste van die beste van die beste te represent, te verteenwoordig, met daai klere aan. Die wêreld se beste span, om 'n span te kan verteenwoordig, wat as die beste geklas word in die internasionale rugby. Nou klink dit hoe awesome, kan ek vir u sê vanmorgen, dis nie 'n druppel in die emmer, as dit kom by 'n verteenwoordiger van Jesus Christus. Geen een van die spelers, maak nie saak of jy hoeveel keer die man of the match was nie, maak nie saak hoeveel
toetse jy gespeel het as 'n Springbok speler of 'n All Black speler, dit maak nie saak nie. Geen van daai kom by 'n verteenwoordiger van Jesus Christus. Om te kan sê ek verteenwoordig die seun van God. Ek verteenwoordig die naam bo elke naam. Wow, daar is niks wat daarmee kan kom. Daarom is dit seker die grootste voorreg, die grootste eer, om as kind van God te kan sê, ek verteenwoordig Christus Jesus, die seun van die lewende God, die koning van die konings en die Here van die leerskare. Soos ek vroeër gesê het, jy behoort dit nie eens te sê, almal behoort dit te sien, hoe jy jou lewe lei. Maar ons lewe asof daar nie 'n God is nie. Of ons lewe asof daar nie 'n lewe hierna is. Ons hou maar net aan met die dinge van die wêreld. Die wêreld se begeertes vat beheer van my lewe. En ek vergeet dat daar 'n dag sal kom wat ek gaan met rekenskap gee vir die lewe wat ek op aarde geleef het. Die lewe wat God vir jou gegee het. En as jy dalk vergeet het, kerk, wil ek vir jou vanmôre sê, God het aan jou hierdie lewe geskenk. Jy behoort nie aan jouself. Romeine 14 vers 7 tot 12 sê, want niemand van ons leef vir homself nie, en niemand sterf vir homself. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterf, sterf ons ook tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword, om oor dode sowel as lewende te heers. Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word. Want daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef, dis God wat hier praat, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely. So sal elke een van ons dan vir homself rekenskap gee. Kan ek dit weer sê vir u vanmôre? Elke een van ons wat hier staan en wat hier sit vanmôre, gaan vir homself rekenskap gee, kerk. Daai dag gaan jy my nie kan roep en sê, pastoor, kom help praat hier nie. Of jou broer, of jou suster, of jou ma roep nie. Jy gaan alleen voor God staan en 'n rekenskap gee vir dit wat jy gedoen het op die dag. Wat gaan jy sê as die Here vir jou vra? Het jou lewe my verteenwoordig? Dis die vraag wat jy vir jouself moet vra. Wat gaan ek sê? En as jy vanmôre hier sit en jy voel dat jou lewe nie God verteenwoordig nie, wil ek vir jou bemoedig vanmôre, daar is nog tyd om te draai, te sê van vandag af sal ek my bes probeer. Kan ek vir jou sê vanmôre, die Here ken jou hart, kerk. Die Here ken elkeen van ons beter as wat jy jouself ken. Sy woord sê dat daar sal nie 'n haar van jou hoof afval as hy dit nie weet nie. Dit is so intiem die verhouding wat God teenoor die mense is. Hy ken jou hart. Hy weet wanneer jy probeer. En hy weet wanneer jy net laat kyk. As kinders van God weet ons wat God van ons verwag. Maar steeds doen ons dit nie. Die wêreld daar buite kyk na ons en lag vir ons. Want kyk na hierdie sogenaamde kerkgangers of kinders van die Here. Hy sit elke Sondag in die kerk, maar dit help niks.
Kyk hoe word daar opgetree wanneer dinge nie volgens plan verloop nie. Kyk na die kinders van God, wat tot laat aand in kuierplekke uithang, en selfs nie eens weet hoe hy by die huis gekom het. Hulle sien die video's wat aangestuur word, en waarmee ons as kinders van God onsself besig hou. En hulle lag ons uit. En die ergste van dit alles is, daar word 'n bespotting gemaak van Jesus. Want jy is die verteenwoordiger van Christus. Kerk, word wakker. Noag het vir meer as 100 jaar een boodskap gebring. Een boodskap. Terwyl hy die opdrag gekry het van God om hierdie ark te bou, dit het hom 100 jaar gevat, bietjie meer as 100 jaar. Terwyl hy hierdie boodskap bring, bekeer julle tot God. Die wêreld hom uitgelag. Want van waar hy die ark gebou het, tot waar die naaste water is, was totaal menslik onmoontlik vir daai ark om op die water te kom. Terwyl hulle sien hoe Noag in geloof hierdie verskriklike massiewe ark bou, en vir hulle vertel wat gaan gebeur, soos wat u elke dag vertel word wat gaan gebeur. Steeds loop hulle verby daai ark en lag hom uit. Wat hoe dink jy Noag, gaan jy hierdie ding by die water kry? Maar het hulle geweet, ek het 'n God wat die water tot hier gaan bring. Ek het nie 'n God nodig om hom van hier af tot by die water te bring nie. My God bring die water tot hier, waar die ark nou staan. Maar wat ek vir u probeer sê is, hoe lank nog voordat ons gaan gehoor gee aan die stem van Jesus? Hoe lank nog? Het meer as 100 jaar tyd gehad. En steeds was daar nie een enkele siel wat tot bekering gekom het. 1 Petrus 3 vers 20 sê, wat eerstyds ongehoorsaam was, toe die lankmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag. Hoor mooi, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele, deur die water heen gered is. Wow! Kerk, 8 siele, dis Noag se mense. Hoeveel miljoene mense is op hierdie aarde? 8 van hulle was gered gewees. Dag toe die groot waters kom, toe kon die mens vinnig terughardloop na die ark, en begin slaan op die deur, en sê, Noag, maak vir ons die deur oop. Vir 100 jaar luister jy nie. Die oomblik as jy sien hoe die wolke begin in mekaar kom, die reën begin uitsak, soos wat Noag gesê het, dit sal gebeur. Jy moet weet, daai tyd was die wêreld nie benat met reën, was met tou benat. Daai was die eerste reën wat die mens ooit gesien het. En dan kom krap en klop aan die deur. En Noag antwoord en sê, ek kan nie vir julle die deur oopmaak nie, want ek het hom nie toegemaak. Jesus Christus, God ons Vader, het hierdie deur gesluit. En wat hy gesluit het, kan geen mens oopmaak. En hulle vergaan, omdat hulle ongehoorsaam was aan die woord wat God deur Noag van hom uitgestuur het. Kan ons vanmôre 'n bietjie selfondersoek instel? Niemand van ons is hier vanmôre om klippe te gooi of vingers te wys nie. Ek praat van selfondersoek. Hier. Kyk na jou eie lewe. Moenie vanmôre hier sit en dink aan wat jou vrou alles verkeerd doen, of wat jou man alles verkeerd doen, of wat jou kinders alles verkeerd doen, of jou ma of jou pa nie. Hier, kyk, hier binne vanmôre. Selfondersoek. Kyk na jou eie lewe, die dinge wat jy doen, dinge wat jy sê, plekke wat jy besoek,
Websites waarna jy kyk, ondersoek jou eie lewe. Kom ons laat staan bietjie die ou mastertjies. Want ons kan mekaar vanmôre bluf. En ons kan vir mekaar vanmôre mastertjies opsit en vir my heilig hou. Maar kan ek vir jy sê vanmôre, die Here weet van al jou doen en jou late. Daar is absoluut niks van jou wat God nie weet. Selfs jou donkerste, diepste geheim. Selfs die dinge wat jy in jou hart dink, net jy van weet. God sien alles raak. So moenie vanmôre hier sit en skop teen die prikkels as die Gees met jou praat. Oor dinge wat jy van ontslae moet raak. Oor dinge wat jy lankal van ontslae moes raak, wat die woord in Christus Jesus die Gees jou aangespreek het oor. Hoeveel keer wil jy nog vermaan word daaroor? Kry klaar daarmee voordat dit klaar kry met jou kerk. Hebreërs 4 vers 12 en 13 sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. En dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrig en murg. En is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie. Maar alles, sê die woord, is openbloot voor die oë van hom met wie ons te doen. Alles is openbloot voor die oë van hom wat ons mee te doen. Is dit amen of is dit enig? As ek vanmôre een van ons se lewens net so op 'n wit laken voor die hele kerk kan uitvlek, en ek praat van alles, selfs die gedagtes wat ek dink. Wonder ek hoeveel van ons sal weghardloop van skaamte. Hoeveel van ons sal sê wêreld sluk my in, omdat 'n ander mens agtergekom het waarmee jy jouself besig. Kan ek vir jy sê vanmôre, hou op worry wat jou man of jou vrou gaan dink as hulle jou vang met wat jy mee besig is. Begin opkyk en weet daar's 'n God wat baie hoër is as jou man of jou vrou of jou ma of jou pa wat na jou kyk terwyl jy besig is met dinge wat jy jouself nie behoort besig te hou. As daar iets is wat hou vas op jou lewe het, en jy kan nie self ontslae raak van dit, kom kry hulp, kom vra vir hulp, dat 'n mens kan help en bid vir verlossing. In jouself gaan jy verseker nie regkom. Christus Jesus is die enigste een wat verlossing kan bring. Al wat jy moet doen is lê dit by die voete van Jesus neer, bid en vra hom om jou te verlos van wat ook al so 'n binding op jou lewe mag wees. Jy te verlos van alles wat jou weerhou om Christus te verteenwoordig in die daaglikse lewe. Jy weet vanmôre, 'n binding is nie net 'n demoniese aangedrewe binding soos ons dit almal ken. 'n Binding kan enigiets wees waarmee jy sukkel of ontslae kan raak. Dit is so 'n verslawing. En as jy dink 'n verslawing is is 'n sleg dwelms, dit nie vir jou. Kan verslaaf wees aan baie dinge. Maar verslawing beteken dat 'n binding word gebind deur hierdie ding. Ek kan nie loskom van dit af nie. Ek kan nie uit dit uitkom nie. Jy word gebind deur hierdie verslawing. Jy kan gebind wees of verslaaf wees aan dobbel, drank, pornografie, seks, selfs eet. Dis eintlik heel eenvoudig.
as dit nie God verheerlik nie, hoor dit nie in jou lewe. As dit nie Christus verteenwoordig nie, hoor dit nie eers in jou gedagtes nie. Kry dit uit jou lewe uit voordat dit te laat is. God verwag van elke mens wat op hierdie aarde loop, om hom in alles wat hulle dink, doen of sê, te verheerlik. Jy moet weet dat ons die een is wat die keuses maak. Soos elke een wat verby Noag gestap het en geen ag gegee op sy lering nie. En ook elke een wat nie in Christus Jesus as Messias geglo het nie, was 'n keuse wat hulle as mense gemaak het. En hierdie keuses het nagevolge. Hoor die woord van God vanmôre. Gee ag op die woord van God. Want Korintiërs 6 vers 20 sê, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees, wat aan God behoort. Meeste van ons probleme word veroorsaak, wanneer ons nie hierdie vermaning ernstig genoeg opneem. En jy moet weet vanmôre, die Satan streef daarna, en is daarop gemik om te verhoed, dat die gelowiges hierdie opdrag nakom. Want hy weet, dat hy nie hou vas op 'n gelowige kan kry, want God in alles wil verheerlik. Want as jy Christus verteenwoordig, het die vyand geen hou vas op jou lewe nie. Kan ek 'n amen kry? 1 Korintiërs 10 vers 31, of julle dan eet of drink of enigiets doen dit alles met verheerliking van God. En die Satan se goddelose doelstellings te kan bereik, poog hy daarin om ons verstand deur middel van sy bose wêreldse sisteme ten alle tye negatief te beïnvloed. Verleidende lering en ideologie vorm deel van sy wêreldse stelsel en hy maak juist daarvan gebruik in 'n poging om ons gedagtes te beïnvloed. Hierdie beïnvloeding vind deur middel van 'n wêreldgesentreerde onderwysstelsel of media en selfs alledaagse interaksie met ons eie medemens plaas. Anders as die fisiese brein van die mens, is die verstand van die mens onstoffelik of immaterieel van aard en kan ook nie deur die duiwel beset word. Kan ek vir sê vanmôre, daarom is dit so belangrik om 'n wag vir jou mond te sit. Want die vyand kan nie jou gedagtes lees nie. God weet wat jy gedink het, maar voordat jy het gedink het. Maar die vyand kan nie jou gedagtes lees. Maar die oomblik as jy iets sê, kan hy dit hoor. En dit is wanneer hy werk maak daarvan. Daarom is dit so belangrik dat ons ophou om altyd negatief te spreek. Die feit weet, jy kry ouens wat dan vir jou verragtig negatief kan. Dis al wat hy kan doen, is klaar. As jy om die hoek kom en jy sien, daar kom hy, dan soek jy sommer 'n ander pad. Want as jy vir hom vra, hoe gaan dit? Onder die omstandighede. Wat se omstandighede? Ons almal het omstandighede. Die vyand kan nie jou gedagtes lees. Nergens in die woord van God is daar enige bewys dat Satan die gedagtes van die mens kan lees. Maar, al kan hy nie jou gedagtes lees, moet ons altyd onthou dat hy vir duisende jare reeds tyd gehad het om die mens te bestudeer. En dat hy verseker 'n baie goeie idee oor hoe elkeen van ons sal optree onder 'n sekere situasie. Of dit nou onder druk is en of dit nou waar is, hy gaan weet presies hoe jy gaan optree. En hy weet presies wat is dit wat jy trigger. En guess what? Hy sal sorg dat hy trigger kom. Miskien nie vandag nie, miskien nie môre nie, miskien gaan dit goed vir maande. En dan kom hy en slaan dit toe. Oomblik wat jy reageer, verteenwoordig jy Christus
of die wêreld. Hy bestudeer die mens al vir baie jare. En as ons deur hierdie situasies moet gaan en hoe ons optree, wat ons doen, is presies wat wys vir wie jy verteenwoordig. Waar hy kan, sal hy hierdie kennis teen ons gebruik. Waar hy kan, sal hy enige iets wat hy teen jou kan gebruik. Bose geeste kan slegs fisiese voorwerpe beset en daarom vind ons dat wanneer 'n ongelowige persoon duiwel besete raak, dat die bose gees daardie persoon se fisiese liggaam inneem en gebruik dan daardie persoon se liggaam, die fisiese aspek van die persoon, wat sy tong en sy mond insluit, om hierdie persoon te beheer. Maar ek dank die Here vanmôre, dat as jy 'n kind van God is, as jy Jesus Christus aangeneem het as jou verlosser en jou saligmaker, en die Gees van God dwel hier in jou hart, kan jy nie beset word deur enige demonie. Prys die Here. Nie eens die Satan homself nie. Because why? Greater is he that is in me than those that are against me. In hierdie opsig kan bose geeste ons dopper in 'n poging om vas te stel watter keuses ons sal maak. Scary, né? Jy dink die ouer op die hoek van die straat staan nou jou dop. Daar's iemand by die nade wat aangestel is om seker te maak, jy maak nie die hemel nie. Daar's iemand wat aangestel is om seker te maak, jy maak nie die hemel nie. Maar dank die Here, God se woord sê, hy het 2 engele vir elke een van ons, wat ons tot ons kan aanstel, om ons, by ons en deur ons en in ons, onder ons en bo ons te wees, elke dag van ons lewe. Al wat jy moet doen is kom by God uit en sê, Here, ek bid in die naam van Jesus dat die 2 engele wat vir my aangestel is, by my sal wees, met my sal wees, elke oomblik van die dag en van die nag. Enige persoon wat voor 'n keuse geplaas word, kan 'n besluit neem wat die vyand nie voorsien het. En dis juist omrede God die mens met 'n vrye wil geskaap het. Calviniste beweer dat God alles gepredestineer het. En dat die mens nie werklik oor 'n vrye wil beskik nie, maak God dan die oorsaak van ons verkeerde besluite, wat later in sonde omgesit word. Hoe sou God ons vir ons keuses dan verantwoordelik kon gehou het, indien dit hierdie stelling waar sou wees? God het elkeen van ons met 'n vrye wil geskape, van Adam en Eva se dae af. Bly 'n keuse. Jy kan nie die Satan blameer vir alles nie. Of sal jy sê, of sal ek eerder sê, baie mense doen dit. Jy gesuik door die huis aankom, dan sal jy môre die Satan die skuld gee. Die Satan het my verlei. Waar was hy? Hy is besig met kinders van die Here. Jy is reeds nie waar jy behoort te wees nie. Hy gaan nie self kom oor jou nie, want jy is op pad na die plek waar hy wil hê jy moet gaan. Nie die vyand die skuld gee vir alles nie. God het jou 'n keuse gegee. Jy is die een wat die keuse maak. En jy by die huis kom en jy is paralytiek gedrink en dan gee jy jou chommy die skuld nie. Hy het die dop gegooi, jy het besluit om hom op te tel en in te sluk. Gaan na die casino toe en dobbel die hele salaris uit. Die vyand het weer die oorhand gekry. Ja, maar jy het hom die oorhand gegee. Jy het besluit om in jou karretjie te klim.
en na die casino toe te ry en daar te sit totdat jy niks meer oor het nie. Dis nie die vyand nie, dis jy. Jy neem die besluite. En hierdie besluite wat jy neem, verteenwoordig iets of iemand. Hierdie is typies optredes wat verseker nie Christus verteenwoordig. Kolossense 2 vers 6 en 7 sê, soos julle dan Christus Jesus, die Here, aangeneem het, wandel dan so in hom, gewortel en opgebou in hom en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. Dit sal duidelik in ons lewens sigbaar wees as ons werklik deel het aan Christus. Of as hy werklik in ons woon. En as ons in geloof met hom wandel, sal dit duidelik sigbaar in ons lewens wees. En om te wandel beteken om aktief besig te wees, om deur jou leefstyl om te verteenwoordig, om te verheerlik. Ons godsdienst moet nie tot ons slaapkamer beperk wees of in 'n laaikassie geberg word nie. Dit moet prakties en sigbaar uitgeoefen word in ons daaglikse lewe. Met ander woorde, as ons in Christus wandel, tree ons op soos Christus sou opgetree het. Want Christus is in ons hoop, in ons liefde, in ons vrede en in ons lewe weerspieël ons die beeld van Christus, sodat mense sal sê, hulle is soos Christus. Te wandel beteken om te beweeg. Jy beweeg van genade tot genade. Jy beweeg vorentoe sodat jy tot die volle versekerheid van insig kan kom om die verborgenheid te leer van God en die Vader en van Christus, in wie al die skatte en wysheid en kennis verborgen is. Te wandel beteken om voort te gaan en om aan te hou. Jou hele bestaan moet in Christus wees en vir Christus wees. Hoeveel kinders van die Here dink dat hulle net soggens en saans in die teenwoordigheid van Jesus behoort te verkeer, terwyl hulle dan die hele dag hulle harte vir die wêreld gee. Dit is nie hoe mens lewe in Christus nie. Dit is nie hoe jy Jesus verteenwoordig. Ons moet altyd met hom wees, in sy voetstappe volg en sy wil doen. Om te wandel impliseer jou gewoontes. Dit is 'n daaglikse gewoonte in die voortdurende gang van jou lewe. As ons soms in Christus se teenwoordigheid verkeer, maar om deur die dag vergeet, dan verloor ons die greep, die grip, die houvas wat jy aan Jesus het, word verlore. As dit daarteen 'n gewoonte is dit volkome deel van elkeen van ons se lewens. As dit nie 'n gewoonte is nie, dan wandel ons nie in hom nie. Ons moet in hom bly, en hom vashou, en hom nooit verlaat. Was Jesus nie die mooiste en die beste voorbeeld vir elkeen van ons? Alles wat hy gedoen het, terwyl hy op die aarde was tot eer en verheerliking van God die Vader. Alles. Jesus het God, sy Vader, verteenwoordig. Het God sy geliefde en sy genade verteenwoordig. Toe hy homself as losprys gegee vir elkeen van ons se verlos. As ons dan sê ons wandel in sy voetspore, hoe kan ons dan steeds deel hê van hierdie wêreldse ding? Hoe kan ons steeds sê ons is kinders van God, as ons elke dag nog steeds met ons ou gewoontes sal aangaan? Kan ons elke Sondag hier instap en voor die son sak, is ek alweer besig met al hierdie dinge wat God nie behaag? Verstaan ons dan nie dat ons besig is om te speel met die genade van God? Besef ons nie dat die vyand ons presies het waar hy ons wil hê nie? Want ek wil vir julle sê vanmôre kerk, as jy dink die Here kyk verby jou sondes, maak jy groot van.
Die Here vergewe ons sondes, ja. Maar hy kyk nie verby nie. As jy daar die punt gekom het, om te dink dat God compromise, dan wil ek vir jou sê, jy gee nie ag op God se woord nie. Jy luister wat die vyand na jou sê, vir jou sê, soos wat Eva geluister het, na die vyand, toe hy vir haar gelieg het. Hy is 'n leienaar, hy is 'n mensemoordenaar. Die woord sê, hy kom soos 'n dief in die nag, om te roof en te steel. Wanneer jy op jou swakste is, sal hy kom. Maar dankie Here, die woord stop nie daar. Jesus sê, ek het ook gekom, om vir julle lewe en lewe in oorvloed te kan gee. God kyk nie verby jou sonde. Hy sien dit. Maak nie saak hoe lief hy jou het nie. Hy sien dit. Daarom vermaan die Gees ons om op te hou daarmee. Maar ongelukkig is die mens van so 'n aard, wanneer jy aanhou met iets, sal jou gedagtes later vir jou sê, dis oukei met wat ek mee besig is. Jy raak later so gewoond aan hierdie sonde, die sondige natuur van jou, dat jy voel en jy glo, daar's absoluut niks daarmee fout nie. Ek het eendag met 'n man gepraat en ek het gepraat oor iemand wat hom deel met pornografie. Daai persoon sal vir my die volgende sê, ja maar, as hy 'n man is, of iets in daai lyn, dan sal hy dit doen. Wow! As jy 'n man is, dan wonder ek, wat is ek? Dan sê ek seker nie 'n man. Maar dis ook oukei, solank ek 'n kind van God is. Moenie jouself deel hou van goed, omdat jy wonder wat jy Tommy gaan sê as jy nie ophou daarmee. Want die dag wanneer Jesus terugkom op die wolke, gaan daai Tommy nie daar wees nie. Maak seker dat dit wat jy jouself mee besig hou, Christus verteenwoordig. Maak nie saak of dit op 'n Saterdag aand, of op 'n Vrydag aand, of op payday, of waar jy jouself bevind nie. Ek pleit by u in die naam van Jesus, maak seker dat dit waarmee jy jou besig hou, God verheerlik. Wie van u het die gehoor beplan iets groots in die volgende paar maande? Julle tweeetjies, julle gaan trou. Maar is julle? Wat beplan jy vir die volgende paar maande? Iets groots, iets wat jy daar uitsien. Maak nou die saak nie, kom ons sê, ons gaan jag. Daar sê, en jy Johan? Daar sê, wat gaan jy nou doen vanmôre, as ek vir jou sê, die Here gaan kom vooruit? Wat gaan jy doen, as ek vir jou sê, voor jy die ring aan jou vinger sit, gaan die Here op die wolk toe kom. Voor jy jou voertuig volmaak met brandstof en afry kus toe, kom die Here dan. Gaan ons reg wees om saam te gaan? Of gaan jy nog steeds kus toe? Want as 'n moontlikheid dat jy nog steeds gaan afry kus toe. Dalk net sonder jou vrou, of jou vrou alleen, of sonder jou kinders, sonder jou broer, sonder jou pa. Krimp my binneste. As ek dink hoeveel siele hier buite rondloop, wat nog nie hulle harte vir die Here gegee het. Kerk, ek krimp in my binneste. As hierdie bassein nou moet blaas, hoeveel mense kan julle wat hier sit, op hulle name noem, wat jy weet, verseker, nie die hemel gaan maak. Dis hartseer om te dink dat daar mense naby ons is, wat dalk nie die hemel gaan maak.
Jy hoef nie te kyk na die boemelaar op die straat nie. Begin sommer kyk in jou eie familie. En daar sal jy klaar 1 of 2 of 10 kry. Wat jy weet. Wat die woord van God hoor. Wat sien. Maar steeds aangaan. Asof daar nie 'n lewe hierna is. En die ergste van alles is, al wat ons kan doen is bid. Bid tot God en pleit vir omdraai vir hierdie mense. Bid tot God en vra Here, help dat hierdie mense sal besef dat Jesus Christus is die enigste hoop. Hoeveel van ons gaan eendag daarbo rondloop en mekaar begin soek? En op die uiteinde agterkom, en daar is soveel wat nie gemaak het. Dit net, omdat ons ongehoorsaam bly. Omdat ons in hierdie wet van wêreldse natuur en sondige natuur vasgevang bly. En ons nader vir onsself vertel, dis oukei. Solank ek glo daar's 'n Jesus, is ek op pad hemel toe. Wat gaan jy maak, kerk, as jy 12:30 op 'n barstoel sit? En iemand moet bel om jou huis toe te vat, want jy self nie in staat om dit te doen nie. En die bassein blaas. Wat gaan jy doen? Wat gaan jy doen as jy besig is met die verkeerde dinge? En terwyl jy besig is daarmee, klop die Here aan die deur. En hy sê die genade deur is nou toe. Ek geniet maar my lewe. Daar's niks daarmee verkeerd nie. Wie weet vanmôre, dis nie 'n straf om 'n kind van die Here te wees. Ek geniet my lewe elke dag. Jy hoef nie van die wêreld te wees om jouself te geniet nie. Moenie laat mense vir jou vertel die dag. Ek hoor soveel mense al gehoor in my lewe wat sê, ek is nog nie reg om my hart vir die Here te gee nie. Ek wil nog eers my lewe geniet. Hoekom kan jy nie jou lewe geniet? Wat ek in jou hart vir die Here gegee het? Wat is geniet? Is geniet om elke dag dronk te lê? Of om te kuier tot ou nag toe? Ek kan ook kuier tot ou nag toe. In Christus Jesus. Ek kan ook by my bouma sit en die vuur bekyk tot 1:00 in die môre met 'n koppie koffie in my hand. Ek kan dit ook doen. Kan ook my lewe geniet. Jy kan jou lewe geniet terwyl jy jou hart vir die Here gegee het. Maar die mens loop rond met hierdie persepsie, die oomblik wanneer ek my hart vir die Here gee, nou moet ek heilig word. Jy kan nie heilig word. Jy bly mens. Al verskil is. Jy begin nou 'n pad saam met Jesus nou. En al hierdie wêreldse dinge. Jy kan nog steeds gaan bootry. Jy kan nog steeds gaan visvang. Jy kan nog steeds gaan jag. Jy kan nog steeds gaan diepsee visvang. Jy kan gaan kamp. Jy kan, you name it. Maar daar is sekere dinge wat jy moet opoffer. Soos dobbel. Soos drankmisbruik. Dwelms, verslawing. En as ek praat van verslawing, soos ek voorheen gesê, praat ek van alles. Goed wat die vyand jou so mee vashou. Sodat die lewe wat jy leef, God nie verteenwoordig. Dis dinge waarvan ons moet ontslaan. En uit ons lewe uitkry. Voordat dit te laat is.
Party mense dink, as ek 'n kind van God is, of ek my hart vir die Here gegee, dan mag ek nie eens meer gaan fliek nie. Jy mag gaan fliek. Kies net die regte fliek. Die Here het jou gesonde verstand gegee. 'n Ware kind van God sal nie by 'n fliek gaan sit wat van die punt A tot by punt Z net 'n klomp sekstonele het. Nou waarom dit te sê, maar dit is so. Dis waar keuses inkom. Dis waar die opofferings inkom. Ek kies om nie sulke tipe flieks te kyk. Ek kies om nie flieks te kyk waar God se naam eintlik gebruik word en hulle laster van die môre tot die aand. Daar is nog oordentlike flieks. En as daar nie is, dan los ek dit. Dis wat God van my verwag. Dis hoe God wil hê ek Jesus moet verteenwoordig deur my dade, deur my keuses wat ek maak vir Jesus die regte ding te bly doen. Ek gee nie om wat die wêreld daar buite sê in die kerk. Ek gee nie om as mense sê, dis al soveel jare, maar julle Jesus het nog nie teruggekom nie. Ja, dis reg. Hy het nog nie teruggekom nie, want die profesies het nog nie almal vervul nie. Maar kan ek vir julle sê vanmôre, kyk om jou. Die tyd is bitter na. Die tyd is bitter na. As reeds mense wat doodgemaak word, omdat hulle geweier het om Jesus Christus te verloor, en die nog nie gehoor het daarvan. As reeds iemand in hierdie wêreld wat onlangs met sy lewe moes betaal, omdat hy nie Jesus wil verloor. Daar's 'n paar van hulle. Om Satan te aanbid word nie meer weggesteek nie. Dit word wêreldwyd uitgesaai. Dis nou onlangs by 'n opening van 'n internasionale sportbyeenkoms, waarby hulle duisende mense gebruik het om hierdie opening te behartig. Dis nie eens meer snaaks onder ons nie. Dit word so oop en bloot gedoen dat die mensdom nie eens meer ag gee daarop. Ons sien dit. Ons weet dat die woord ons waarsku wanneer hierdie dinge gebeur. Ons kyk nie na hierdie tekens nie. Ek wil vanmôre vir u vra, maak seker jou lewe verteenwoordig Christus. Want hy alleen is die weg, hy alleen is die waarheid, en niemand sal kom tot die Vader behalwe deur hom. Kry klaar kerk met hierdie dinge van die wêreld. Maak Jesus deel van jou hele lewe. Nie net die helfte van jou lewe, nie net 'n Sondag nie, of 'n aand wanneer jy in 'n gebed ingaan, of 'n oggend voordat jy werk toe gaan nie. Jesus behoort deel te wees van jou hele lewe. Hy het nie net 'n gedeelte van homself gegee toe hy aan die kruis gesterf het, net sy alles gegee. Hy verdien dat ons alles vir hom sal gee. Moenie langer uitstel nie. Nie nog 'n dag langer. Die tyd is nou. Dis tyd dat ons alles begin gee. Elke tree wat ek gee, elke plek wat ek besoek, elke woord wat uit my mond uitkom, elke reaksie, elke optrede, elke opsig van dit wat Jesus kan verteenwoordig. Kan ons onsself commit om te streef daarna om Jesus te verheerlik met ons lewe. Om hom te verteenwoordig in alles wat ons doen. Prys sy naam. Kom ons sluit af. Vader Here, ek weet elkeen van ons het ons eie foute. Elkeen van ons dra sy eie kruis. En ek dank U, Here, dat nie een van ons ooit in enige omstandighede sal bevind word wat ons
ons nie meer kan deel nie. Want God se woord is baie duidelik as dit daarby kom. Die Here sal ons nooit beproef bo kan dit wat ons kan hanteer. Maar ons kom vanmôre voor U Here, en ek wil hê ons almal met ons oë gesluit hou nou en glad nie rondkyk nie. En terwyl ons so sit, wil ek vir U vra vanmôre, as daar enige iets is, wat jy weet vanmôre, jou verhoed, om Christus te verteenwoordig. Steek net jou hand vinnig op. Dankie Here vir jou hande wat opgaan. Ek gaan weer vir U vra kry. Niemand kyk rond, niemand gaan jou raak sien, behalwe die Here. As daar iets is vanmôre, moet jy nou die vyand jou vrymoedigheid steel nie. As daar iemand is, steek net jou hand vinnig op, gee vir die Here. Dankie Jesus. Dankie Here. Dankie vir elke hand wat opgegaan het. Ek bid selfs ook Here vir die wat nie vrymoedigheid gehad het vanmôre om hulle hand op te steek. Dat die Gees van God werklik Here in ons lewe begin manifesteer. Vader, dat ons 'n tree sal gee vorentoe vir Christus Jesus. En van hier af sal sê, Here, help my dat ek kan ontslaa raak van al hierdie baggage wat ek mee rondloop. Alles wat my terughou om by die wil en die plan van God uit te kom vir my lewe. Alles, Here, wat in my lewe is, wat nie Christus verteenwoordig. Bid ek in die naam van Jesus, dat U dit nou sal afsny. Ek bid vir verlossing in die naam van Jesus. Elke binding, elke mag, Here, wat nie van U af is. Ek spreek mense vry vanmôre, Here. Elkeen met sy hand opgesteek het vanmôre, Vader. Dankie, Here Jesus, dat die Gees van God vanmôre in ons harte werk. En ons vra nou, Here, dat U hierdie Gees sal gebruik om skoon te maak. Om in te kom en skoon te maak, Here. Uit te haal en af te knip en te snoei oral waar daar snoeiwerk nodig is. Dat ons waaragtig voor God kan staan as verteenwoordigers van Jesus Christus, die Seun van God. Halleluja. Here, ek bid dit oor elkeen van ons vanmôre se lewens. Dat ons werklik waar, Here, deur die Gees verander sal word, getransformeer sal word, sodat alles wat ons doen, wat ons sê, wat ons dink, eers deur God gesif sal word. Eers deur God gesensel sal word, sodat ons wit en skoon gewas kan staan. En in alles wat ons doen, Christus kan verteenwoordig. Maak nie saak waar ons is nie, Here. Maak nie saak of ons alleen in die straat loop. Dat ons sal seker maak dat alles wat ek doen, my God verheerlik. Dat wanneer ons hier uitstap vanmôre, Here, wanneer ons weer voel ons val terug in hierdie ou sondige natuur, dat die Gees ons sal herinner dat ons verteenwoordigers is van Christus. Dat ons dit nooit sal vergeet. Dat ons altyd sal onthou dat die wêreld daar buite lees glad nie hulle Bybels nie. Maar hulle sal ons lees. Hulle sal na ons kyk. En dit is waar die verskil in hulle lewens sal kom.
Here, ek bid dat wanneer die wêreld na elkeen van ons kyk, dat hulle werklik waar hierdie liefde van God sal sien in ons lewens. Dat wanneer ons met mense praat, Here, dat hulle sal hoor hoe God deur ons met elkeen praat. En alles wat ons doen, sal doen soos wat God wil hê ons moet doen. Sodat die wêreld daar buite 'n honger en 'n dors sal ontwikkel. Omdat hulle iets sien in ons wat hulle graag sal wil hê. Al is dit net die vrede en die vreugde wat God in my hart gesien het. Dankie Here dat ons kan ontslae raak van alles wat ons weerhou om Christus te verteenwoordig vir ons. Ek prys U naam daarvoor. Dankie vir hierdie woord, Here. En ek glo dit gaan elkeen van ons help. Myself. Dat voordat ek enige iets sê of doen, dat ek sal dink of dit Christus gaan verteenwoordig of nie. Dankie dat ons ambassadors kan wees vir Christus, vir hom. Dankie dat ons verteenwoordigers van die lewende God kan wees vir hom. Dit is die grootste eer en die grootste voorreg, groter as wat dit ooit sal wees vir die beste rugbyspeler om die wêreldbeker omhoog te hou. Groter as dit. Want daar is niemand soos U, Here. En ek bid nou, Here, dat die Gees van God, die naprediker van hierdie woord sal wees, en dat U ons regtig sal help om beter mense te wees. Om nader aan God te beweeg. Om gehoorsaam te wees aan wat die Gees vir ons sê. Om 'n ambassador te wees vir die koning van die konings, die Here van die heerskappy.